Die Tshwane Metro se stadsbestuurder Johan Metler is in die middel van 'n toenemende politieke storm nadat ernstige aanklagte teen hom geopper is en 'n formele proses vir sy moontlike skorsing aan die gang is. Terselfdertyd voer Metler aan dat hy geteiken word weens sy pogings om onwettige toegang tot munisipale hulpbronne te stuit, wat 'n debat oor moontlike politieke agenda verder aanwakker. Die VF+ het intussen die openbare beskermer genader vir 'n onafhanklike ondersoek na die proses. Grandi Teunus in VF+ raadslid en caucusleier in die Tshwane Metro gee vir ons meer besonderhede. Goeiemôre Grandi. Môre Susan. Daar is 'n 40+ bladsy klagstaat deur die EFF ingedien. Wat is die kern van die aanklagte teen Johan Metler en hoe ernstig is die beweringe wat teen hom gerig word? Kom ek begin deur te sê, ek glo dit is totaal polities gemotiveerd. Johan Metler het ook solidariteit genader om hom by te staan en volgens wat ek verstaan, is die aard van die klagtes baie vaag. Byvoorbeeld, op 'n stadium beweer hulle hy het aanstellings gedoen sonder om die korrekte prosedure te volg. Hy het ook inligting weerhou van die burgemeesterskomitee wat hy moes gegee het. Maar nie een, daar's ander ook soortgelyk, hy het nie voldoende finansiële toesig oor die stad nagekom nie. Dit is die tipe klagtes, maar dis baie vaag tipe klagtes. En daar's omtrent so 13 wat hulle geopper het, en al 13 daai klagtes word gelys in sy vertoe om te sê dat hy nie geskort mag word nie. En dit is waar die eerste probleem lê. Hulle het hom nou voorlopig geskort sonder om die korrekte prosedure te volg. Daar is omtrent 5 of 6 hofuitsprake wat sê dat hulle moet vooraf vir hom kennis gee en dan moet dit spesifieke redes wees waarom hy geskort is met detail. So ek glo in my hart, hierdie ou is onskuldig aan al die klagtes, en wie die klagte eintlik gelê is Ramabodu van die EFF en Modise van die ANC. Nou beide word vermeld in die Madlanga kommissie se bevindinge op hierdie stadium of se getuienis wat gelewer is, en dan om alles te kroon is Modise al reeds skuldig bevind deur die raad. En daar's 'n 2 maande salarisboete opgelê dat hy onbehoorlik gebaat het met 'n tender waarin hy geld ontvang het van die stad sonder om dit te verklaar. Nou eerstens sê die MFMA en die reëls van die raad baie duidelik, indien so 'n persoon bevoordeel word uit dit, moet dit verwys word na die LER en dan moet die gepaste stap is om van so 'n persoon ontslae te raak. Nou wat doen hulle hierso? Hulle gaan en hulle probeer van Metler ontslae raak, en dit het ook in die Madlanga kommissie uitgekom dat daar is 'n maatskappy met die naam van SMADA met wat wil tender op die oorname van die skougronde vir 'n tydperk van 50 jaar, en hy het geweier om dit te teken. En daar is duidelik, sou daar mense daaruit bevoordeel word. Hierdie SMADA groep word ook vermeld, en daar is 'n ondersoek teen hulle in Port Elizabeth of Gqeberha wat soortgelyke situasie waar hulle skuldig bevind of waar hulle ondersoek word. So daar's ander verwysings na hulle ook as jy gaan kyk. Dat hierdie ouens loop nie altyd 'n reguit paadjie nie, en ons weet die ANC, EFF raadslede loop ook nie daai paadjie nie. En om alles te kroon het Action SA dit ondersteun. Action SA was deel van toe Metler aangestel is. Hulle wou hom ook in Johannesburg aangestel het. Nou, dit is net weer eens 'n bewys dat Action SA se burgemeester maar net 'n marionet is in die hande van Modise van die ANC. Hy's die eintlike burgemeester. Action SA is maar net die gesig. Hulle het voordeel getrek en gesien hier's 'n geleentheid, en hulle beteken niks vir die stad nie. Hulle sal nie opstaan waar daar geregtigheid moes seëvier nie. Van die ander goed beweer word is dat hy tydens die staking, die onwettige staking, 43 mense onregmatig afgedank het.
Met die Rooiwal kwessie is daar 5 mense deur hom geskort hangende ondersoek en hulle wil hierdie 43, hulle het klaar uitspraak gemaak, hulle gaan hierdie 43 mense heranstel en ook die Rooiwal 5. So wat wil hulle doen? Hulle wil net verder by die trog kom steen. Grandi, die Vryheidsfront Plus het nou uitgereik na die openbare beskermer vir 'n ondersoek. Vertel ons meer daarvan. Ja, ons het verlede week donderdag 'n brief geskryf aan die openbare beskermer en waar ons 'n hele paar goed doen. Eerstens die onregmatige besluit om hom te skort sonder om deur die normale prosedure te gaan. Ons het ook verwys die kwessie dat hulle moet ondersoek die feit dat Modise skuldig bevind is na 'n forensiese ondersoek. Ek persoonlik het 'n brief aan die LER geskryf vir Kogta in Gauteng wat hy nie opgevolg het nie, so ons vra dat hulle dit moet ondersoek. Hulle moet ook die raadslede wat wederregtelik besluit geneem het, moet hulle ook aanspreeklik hou, want jy as 'n raadslid, as jy onwettig optree, moet jy daarvoor verantwoording doen. En dit is 'n verdere ding wat ons gevra het. So ons het ook gevra, hulle moet ondersoek die tipe van klagtes wat teen Mettler gelê is. Wat is die aard daarvan en is daar enige substansie daarin? So dis 'n wye reeks, maar ons glo hierdie ouens doen dit vir eie gewin. Hulle wil vir oulaas tot November voor die verkiesing wil hulle vreet soveel as wat hulle kan. En dit is die tipe karakter wat nou in beheer is van hierdie stad. Grandios Mendaal volstaan, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Jy moet 'n lekker dag verder hê. Baie dankie Susan en dankie vir die oproep, ons gesels weer. Grandi Tennyson, VF+ raadslid en kokesleier in die Tshwane Metro.